Goeienaand, dis die eerste naweek, eerste donderdag in Desember. Ja, Ja. goeienaand. Ek kan nie glo Desember het eintlik al aangebreek nie, nê. Dit was so vinnig geweest. Het voel vir my soos nou die dag nog wat ons begin beplan het vir die nuwe jaar en hier is ons al aan die einde van die jaar. Dis hy. Ek dink hoe ouer ons word, hoe vinniger vlieg die tyd. Absoluut, Ja. want dis net, dit is as jy dink, ons is nou al 52, as jy Mooi so, ek hou daarvan. As jy nou 'n jaar en 50 deel, dan is dit, Ja. dan gaan dit baie, dis 'n klein breek. Klein. Maar as jy net 5 jaar oud is, O, en jy ja. het 'n jaar van dit vat dan Dit baie vat lank. baie lank. As ek daarom nou nie dink, ons kleinkinders, as hulle dink daaraan dat die een nou verjaar en dan hulle werk dit eintlik so half uit. Alright, as jy nou verjaar, dan is my verjaarsdag daarom nou naby, maar andersins is dit baie ver en die ou wat die laaste in die jaar verjaar, dis baie ver. Dis baie ver en toevallig van al die kleinkinders is jy die een wat laaste verjaar. Ja, die kleinkinders, ja. Ja, Shane. Ja, ek dink so nou het ook dit erg want sy verjaar so aan die begin van die jaar en dan moet sy ook 'n hele jaar wag. Ek dink is soos half dit voel wat nou mense sielkundig voel dit eintlik half baie erger aan die einde van die jaar en die begin van die jaar as wat dit dalk is in die middel van die jaar. Maar vir elke kind ervaar dit mos nou maar anders. Maar baie welkom. Ek sien ons is op en ons is aan die gang. Laat ons net gou hier by mekaar uitkom. Sjoe. Ja, en ons is dan oorvloedig reën gehad. Dis ek weet nie daar waar julle is nie. Maar ons het baie reën gehad en ons dank die Here daarvoor. En ek weet daar's plekke wat nou weer weggespoel het en mense wat skade gely het. Ja. En mense is ook jammer vir hulle en dan is daar plekke wat nog bitter min reën gehad. Ja. So ons dink maar aan almal. Ja, baie welkom Annelie. Sy sê hier van Mopani af, lekker om bietjie vanaand weer saam met jou te kuier. Ek het ergens 'n fotootjie van jou gesien en jy lyk pragtig, hoor. Lee, baie welkom. Gebedsfamilie Sonja, Charlotte. Dan sê welkom so lank vir julle almal. Dit is lekker om met julle saam te kuier weer vanaand. Ja. Ja. Ons het nou 'n heerlike Kerssangdiens gehou Sondag aand wat verby was en ek dink dit was ook 'n mooi aand gewees. Mense sluit eintlik so half die jaar so stelselmatig af, so die een na die ander. Iets wat baie spesiaal is. En as jy wonder waar's Mopani, as jy net so deur Wallis Poort is, dan kry jy Mopani. So julle weet nou waar's dit. Erna Pelser, baie welkom vir jou ook. Lekker om saam met jou te kuier. Ja, en ons is nou in die Kersseisoen en mense probeer nou, die wat nou geskenke koop, ons is nou half gespeen van dit, hoopelik. Maar probeer dan uitvind, wat sou jy wens jy kon kry vir Kersfees, né? Wat sou jy wens? Wat sou jy in elk geval wens, al is dit nie vir Kersfees nie, wat is die een wens wat jy graag sal wil hê? En noodwendig sal mense sê, wel ek wil gelukkig wees, of mense sal sê, ek wil bietjie meer geld hê. Want dis nie so slegte wens nie. As ek meer geld het, kan ek ook meer vrygewig wees, kan ek ander mense ook help, maar dan weet ons geld koop ook nou nie geluk nie, né? Anders sal net uit sê, ek wil net my gesondheid hê. Wat 'n baie goeie wens is, maar wat sou jy wens? Ek dink hoe ouer 'n mens word, hoe minder is 'n mens dalk gerig op die materiële en hoe meer is 'n mens gerig op gesondheid en om nader aan Jesus te wees. Ek dink dit is 'n begeerte wat net eenvoudig dieper en dieper groei hoe ouer 'n mens word. Dit word jou wens eintlik of dit is totaal iets wat totaal en al verander, want dit gaan nie meer oor 'n fisiese of oor materiële goed. Dit kan gaan oor fisiese, want gesondheid is 'n fisiese ding. Dis reg, ja. Weerspreek my. So, die Nuwe Testament begin met 'n wens. Ja. Engele wat aan die herders verskyn en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Jesus self sê dit dikwels. Wanneer hy kom, wanneer hy gaan, dan sê hy vrede vir julle.
of wanneer iemand genees is, of wanneer iemand herstel van iets, dan sê hy, gaan in vrede. Paulus begin die meeste van sy briewe, begin hy met genade en vrede vir julle. So hier's een wens, een aspek wat ek dink ons almal na soek, en dis vrede. Vrede uit die hemel uit, vrede wat net God kan gee. 'n Mens kan geld in die bank hê, maar jy kan nie vrede in jou hart hê nie. Jy kan suksesvol wees aan die buitekant, maar ongelooflik leeg aan die binnekant. Jy kan in 'n verhouding staan, maar jy kan nie vrede hê in daardie verhouding nie. So ons soek vrede, vrede wat van God afkom. Want ons het dikwels die teenoorgestelde, né? Ons het nie harmonie, ons het 'n klomp meningsverskille, ons het seergemaakte gevoelens, ons het bitterheid, ons het onvergewensgesindheid, maar wat ons regtig wil hê, is vrede. En dan is die vraag, kan ons werklik in 2025 nog vrede kry? En nou praat ek nie van vrede tussen Oekraïne en Rusland nie, ons wil dit ook hê, of Israel en sy bure nie, ons wil dit ook hê. Ons praat van vrede in jou lewe. Jesaja sê ons kan. Jesaja 26 is geskryf in 'n tyd van vrees en van onrustigheid. En nou kom Jesaja en hy sê, wag 'n bietjie, daar gaan 'n tyd wees, wanneer julle God eervol gaan aanbid, daar gaan vrede wees, julle gaan hom loof, en julle gaan die goedheid van God besing. En Jesaja 1 sê, daardie dag gaan kom. En dan in vers 3 sê hy, gee aan hulle, die wat op die Here vertrou, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. In vers 4, vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. So baie duidelik dat almal wat op die Here vertrou, sal hy in volkome vrede bewaar. Almal wat hulle gedagtes op hom gerig is. En ek dink ons almal het hierdie belofte nodig. Dat as jy vertroue op die Here het, dan sal hy vir jou vrede gee. Ja, en ek dink dis een ding waarmee ons almal sukkel. Ons sukkel eintlik om te vertrou. Ons sê ons vertrou, en ons wil sê dat ons vertrou, maar ek dink tog is iets waarmee ons maar eintlik worstel en sukkel. Maar hierdie waarheid is eenvoudig dat wanneer ons hierdie angs en hierdie bekommernis wat ons het en die spanning wat ons het eintlik net kan oorskakel en kan sê, maar Here, ek soek vrede in hierdie situasie, dan kan dit verander, want ek gaan leer om te vertrou. Wanneer ek leer om te vertrou, gaan dit ook, gaan ek vrede ervaar. So dit gaan oor 'n geloofsding ook, nee, vertroue, geloof, groei, vrede. Ja. Dis alles vir my so belangrik, is daardie die een lyn na die ander. Een lyn na die ander, ja. Ja. En die woord vrede wat in die Ou Testament gebruik word, Hebreëse woord is die woord shalom. En ek dink ons almal ken dit, of die meeste van ons ken dit. Ja. Is 'n Joodse groet, is as jy kom of as jy gaan, shalom. Is eintlik so mooi, nee, en ek dink net, ons moet leer eintlik om mekaar so te groet, want dan spreek ons eintlik iets oor iemand anders uit. Ons sê dadelik vir daardie persoon, en ons spreek dit in die geestelike riem uit, vrede, shalom, Ja. vir jou. Dis hy. En eintlik beteken die woord meer as die Afrikaanse woord vrede. Dit beteken heelheid. Dit beteken volledigheid. Dis die volheid van vrede. Dis perfekte vrede. Dis vrede met God. Ja. Ek dink dis belangrik dat jy hoef nie weg te kruip soos Adam en Eva voor die Here nie, want jy het vrede met God, jy het vrede met ander mense. Jy het vrede met jouself. Dis wat hierdie shalom beteken. Daardie donker kol in jou verlede waaroor jy so skaam is. Die ding wat jy gedoen het, wat jy wens jy nie gedoen het nie. Die gedagtes wat jy gehad het. Shalom, jy het vrede met jouself. En nou die mooi van hierdie woord is, jy het ook vrede met jou omstandighede. Want party van ons omstandighede is nie lekker nie.
Party van ons omstandighede rebelleer ons teen. Want ons is nie daar waar ons wens ons kan wees nie. Maar Shalom is vrede van God. En nou die interessante van Jesaja 26 vers 3 is dit, as jy dit direk vertaal uit die Hebreëus uit, dan staan daar, gee aan hulle Shalom, Shalom, Here. Die woordjie Shalom verskyn 2 keer na mekaar. Dit sê, jy kry 'n dubbele porsie vrede. So die Here sê, ek gaan vir jou deel van vrede gee, maar gaan jou selfs meer gee as wat jy nodig het. Nou moet jy verstaan dat as die Here vir jou sy vrede gee, beteken dit nie dat al jou probleme in die wêreld verdwyn nie. Jesus sê baie duidelik vir ons in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle moeilikheid hê. So daar gaan probleme wees, daar gaan dinge wat breek, daar gaan irritasies in jou lewe wees. So wat is Shalom, Shalom? Perfekte vrede met God. Ja. Nie in die afwesigheid van probleme nie, maar in die teenwoordigheid van God. Daar is hy so mooi nie, in die teenwoordigheid van God. En hierdie Shalom, Shalom kom 250 keer in die Bybel voor. Dis absoluut hoe belangrik dit vir God is. Hy wil vir ons absoluut daardie vrede gee, waarin ons die oorvloedige seën kan ervaar, waar ons oorvloedig kan oeste ontvang, waar ons 'n veilige tuiste, 'n veilige omgewing kan hê. En ek dink dit is absoluut Shalom, Shalom, daardie vrede wat hy Vrede is God se teenwoordigheid, dis God se perspektief, dis God se versekering. Jy gaan vrede hê, selfs al behandel die lewe jou nie soos wat jy dink dit moet nie. Miskien is daar een van julle wat sê, wag 'n bietjie, julle smeer die suiker nou hier vanaand. Want as ek na my verhoudings kyk, daar's nie vrede in nie. Of ek kyk na my liggaam, ek is siek man. Waar is die vrede daarin? Of daar's dalk iemand wat sê ek probeer dit finansiëel bymekaar hou. Kersfees kom nader, die rekeninge is baie, waar is die vrede daarin? Anders dan sê ek is angstig. Waar is die vrede daarin? En ek dink 'n mens moet dit so verstaan dat hoe jy vrede ervaar is, jy moet verstaan daar's in jou gedagtes 'n oorlog aan die gang. Ja. 'n Oorlog van die waarheid van God en jou gedagtes met sy allerhande onwaarhede. En hierdie twee beklei die hele tyd met mekaar. Maar jy moet jou gedagtes op die Here rig. As jy gaan kyk na die lewende vertaling, dit sê daar Jesaja 26 vers 3 so, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is. En die CLB vertaling sê dit so, U sal hom wie se gedagtes op U vertoef, in volkome vrede bewaar, omdat hy op U vertrou. Hoor mooi wat Jesaja nie sê nie. Dit sê nie jy gaan volkome vrede hê, wanneer jou gedagtes op die toekoms gerig is nie. En daar is mense, veral hier in Rustenburg, wat aan die einde van die maand nie meer werk het nie. Dit sê nie jy gaan jou vrede kry, wanneer jou gedagtes op jou finansiële probleme gerig is nie. Jy gaan nie jou vrede kry, wanneer jou gedagtes op die slegte nuus is wat jy gekry het nie. Jy gaan net vrede kry, as jou gedagtes gefokus is, en gevestig is op God. Ja. Ons het aan die begin gepraat oor vertrou. En die woordjie wat vertrou vertaal word is om op te leen. Ja, samak. Ja. Nee, om op te leen. Om op te leen. So, dit beteken eintlik om rustig te wees. Dis weer eens daai om vrede te hê. Ja, my gedagtes leen op God. Ja, dis so mooi daai. Ja. Jy kan perfekte vrede hê, Ja. wanneer jy ten volle op God se beloftes leen. Ja. Dis perfekte vrede. Ja. So jy moet jouself afvra, waarop is jou gedagtes gerig? Waarop fokus jy?
daai finansies, daai toekoms, politieke verdeeldheid in die land, dit wat verkeerd loop in jou wêreld, of daai ouens waarvan jy nie hou nie, waarop fokus jy jou gedagtes? Baie lank terug het Paulus vir ons gesê, in Filippense 4 vers 8 en 9, rig julle gedagtes, nie op dit wat vrees skep nie, nie op dit wat vir jou angs gee nie, nie op die slegte nuus van die wêreld nie, maar rig jou gedagtes op dit wat eerbaar en reg en suiwer en lieflik en bewonderenswaardig is. So wat doen jy? Wanneer daar 'n gedagte kom in jou, wat jy weet nie van die Here af is nie, dan neem jy dit gevange en onderwerp dit aan Christus. En jy vestig jou gedagtes op dit wat reg is, op dit wat eerbaar is. So eintlik kan 'n mens half sê hierso dat om dit te kan doen, is ook dan om te sê, maar ek spreek woord. Ek spreek, Here, U is goed. Here, U is die een wat intree in hierdie situasie. En eintlik Psalm 91 half, U omvou my, U beskerm my, U neem my in U beskutting. Ja, want kyk, ons praat baie met onsself, né? Ek het Sondag gesê, is baie goeie geselskap as jy met jouself vra. Ja. Maar Ja. en dit is intelligente geselskap ook. As jy met jouself praat, begin goed vir jouself sê, sy beloftes is waar. Ja. Sy woord val nooit nie. Ja. Wie is God? Wanneer ek verlore is hy my gids. Wanneer ek swak is, gee hy my krag. Ja. Wanneer ek seer het, is hy my trooster. Ja. Ja. Hy is deel van wie ek is, en ek dink dis dan wanneer ons daardie shalom kan uitroep, wanneer ek God leer ken. Ek moet weet wie hy is in my omstandighede, sodat ek juist dit kan spreek. Hy is die een wat versorg. So as jy, ja. So as jou gedagtes op die Here gerig is, Jesus sê in Johannes 14 vers 27, vrede gee ek vir julle, my vrede gee ek vir julle. Dis nie 'n soort van die wêreld nie. So die Here gee nie vir ons enige vrede nie. Hy gee sy vrede. En hy gaan jou in perfekte vrede hou as jou gedagtes op hom gerig is. As jy op hom vertrou. So, jy moet dit die hele tyd bid. Die hele tyd. Here, rig my gedagtes op U. Vul my met U. Daar kom 'n gedagte in jou, jy weet is nie van die Here nie. Nee, hierdie is nie van die Here nie. Vul my gedagtes met U waarheid. As iets verkeerd loop, Here, hierdie ding het verkeerd geloop, maar ek weet U sal alles ten goeie laat meewerk. As ek voel ek kan iets nie doen nie, ek is tot alles in staat met Jesus. Deur Jesus wat my krag gee. So begin die hele tyd waarheid van die woord in jouself inpraat. Jy moet dit net doen. Ja, ek dink dit is baie belangrik. En ek dink dit is regtig om vir 'n mens self dan teksverse net uit die woord uit te haal en dit ergens te sit wat jy kan sien. En daardie teksverse kan herhaal en herhaal en herhaal. Dis fokus dan. Dan fokus 'n mens op die woord. Ja. Regtig iets te gaan uitsonder wat net vir jou uitstaan en jy net weet, maar hieraan, aan hierdie teks wil ek vashou. En dis om die hele tyd te spreek, want ek besef net eenvoudig, kom situasies en omstandighede wat 'n mens bekommerd maak, wat jou lewenslus kom blus en jy is nie seker oor hoe gaan môre lyk nie. Uitslae waarvoor 'n mens wag, scans waarvoor 'n mens gegaan het, die onsekerheid wat aan ons harte kom vreet. En ek dink dit is net eenvoudig dan en ek besef hoe moeilik is dit, maar dit is om dan te fokus op wie Christus is. En dis daardie om dit gevangen te neem, om daardie gedagtes gevangen te neem, te sê, maar Jesus, ek fokus nou net op U. En ek dink dis waarom ons op mekaar nodig het. Ons het absoluut mekaar nodig om mekaar te bemoedig en aan te moedig vir mekaar te bid. Ek dink dis waarom hierdie ook my so belangrik is. Absoluut. En ek het dit al, ons is nou amper 40 jaar in die bediening. Ja, dan kan ons nie 50 wees nie. Maar goed, ons is amper 40 jaar in die bediening. Ek het dit soveel keer gesien. Selfs mense op hierdie lys wat siek is, mense wat sê
ek gaan deur 'n moeilike tyd, maar ek's nie alleen nie. Amen. Die Here is saam met my. Ja. Mense wie se vrede nie afhanklik is van hulle omstandighede nie. Iemand sê Sondag vir my ma is oorlede, maar ek het vrede, want ek weet waar sy is. Ek is hartseer, maar ek het vrede. Ja. Iemand wat sê, ja, ek weet nie wat gaan aan in my lewe nie, maar ek weet, ek hou vas aan die Here se beloftes. Ek kan dit nie los nie. Ek gaan nie fokus op al hierdie goed wat skeefloop nie, want die Here het 'n belofte aan my gemaak. En dis goed wat my ook bemoedig. En daarom is reg dat jy sê, ons moet mekaar bemoedig, ons moet bly bid vir mekaar. Ons moet bly aanbid, selfs as ons in die storm is. Dis nogals iets wat die duiwel haat. Want die hemel gaan oop. As jy bly aanbid. En God Gees vir jou sy shalom, shalom in jou huis en in jou hart. En jy het 'n vrede wat baie moeilik is om te verduidelik aan ander mense. Dis die goedheid van die Here. Paulus sit in 'n Romeinse tronk en hy skryf Filippense 4 vers 6 en 7. Hy sê, moet niks besorgd wees nie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Christus Jesus. In elke situasie, wanneer 'n baba gebore word, wanneer iemand sterf, wanneer die dokter se nuus goed is, wanneer die dokter se nuus sleg is, wanneer jou bankrekening hoog is, wanneer jou bankrekening laag is, wanneer jou huwelik op 'n hoogtepunt is, wanneer jou huwelik op 'n laagtepunt is, in elke situasie met smeking, met gebed, met danksegging. Maak dit bekend aan die Here en hy sal vir jou 'n vrede gee. Dis nie vrede van die wêreld nie. Die wêreld ken dit nie. Die wêreld kan dit ook nie van jou wegvat as die Here dit vir jou gegee het nie. So, ek bid vanaand dat die Here se vrede werklik met jou sal wees. Dat jy vrede met hom sal hê. Vrede met jouself, vrede met jou medemens, maar ook vrede met jou omstandighede. Die Here skenk dit vir ons. Omstandighede kan sleg wees en ek is jammer daaroor. Maar hy kan vir jou 'n vrede gee wat ander mense nie gaan verstaan nie. Dit is so waar. So mag die Here julle harte en julle gedagtes bewaar, dat dit gerig sal bly op hom. Ja, absoluut. En ek dink net ons kan net vanaand saam verklaar en ons kan net saam sê vrede in my gedagtes, vrede in my emosies, vrede oor my siekte, vrede oor dit wat ek op die oomblik ervaar en waarvoor ek wag. Dink dit is absoluut net so belangrik. En ek het net gesien dat daar iemand is wat 'n bak, ek het net 'n baksteenhuis gesien en die baksteenhuis het op die voorstoep, aan die voorstoep se kant is daar 2 lampies natuurlik wat die voorstoep en daai area verlig met so half 'n dryweprieel. En ek dis iemand wat moet wag vir bloedtoetse of wat sukkel met hoë bloeddruk en ek dink spesifiek wil ek vanaand dan daarvoor bid. Ek dink is asof die Here net daar hierdie uitgelig het. En so kom ons bid absoluut net daaroor. Here Jesus, ons kom vanaand in U naam en ons aktiveer U genesende krag, die genesende krag van die Heilige Gees. En ons spreek dat die genesende krag van die Heilige Gees deur elke sel, elke weefsel, elke orgaan en elke sisteem van hierdie liggaam, van elkeen se liggaam wat sukkel met hoë bloeddruk, wat wag vir bloeduitslae, Here, dat U genesende krag daardeur sal vloei. Ons bid, was daardie liggaam skoon van alle onsuiverhede wat veroorsaak dat die bloeddruk hoog is, wat veroorsaak dat bloedtellings hoog is. Here Jesus, ons kom net in die naam van Jesus Christus en ons spreek vrede oor gedagtes, ons spreek vrede oor emosies, oor bloeddruk, oor bloeduitslae en ons beveel dat daardie syfers sal daal in die naam van Jesus Christus. Dat dit sal verlaag, dat dit nou sal verlaag
in die naam van Jesus Christus. En ons bid dat dit tot normaal sal terugkeer. Ons bid 'n totale, normale toestand in die naam van Jesus Christus en ons eer U vir dit wat U nou alreeds gaan doen en elke een op hierdie lys wat sukkel met hoë bloeddruk, vir elkeen wat wag vir bloedtellings, vir elkeen wat wag vir uitslae, Here Jesus, kom bid ons nou en normaliseer van alle weefsel, van elke toestand in die naam van Jesus Christus en ons kom gee elke een vir U. U ken hulle, U ken elke siekte toestand op hierdie lys. U weet meer as wat ons kan weet hoe om te bid, wat om te dink, Here Jesus. U weet dit alreeds en U het alreeds daardie voorbereiding gedoen en ons dankie en ons eer U dat U self die een is wat genees en dat U in hierdie omstandighede en situasies kom intree. En ons dankie nou alreeds in die naam van Jesus Christus, die Almagtige, die een wat berge kan verskuif. Ons glo dit vanaand, ons glo dat U spesifiek hierdie kom uitlig. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Ja, Here, ons bid ook vir Linel en vir Anel Christo en Charlotte Wolmerans, vir Martin en Rensja, en ons dankie dat ons die een Shamaine kan afval, want Here, ons eer U ook vir haar gesondheid. Ons bid steeds vir Shamaine Logner. Ons plaas hulle elkeen in U hande, Here. Ons bid dat U vir hulle oor hulle sal wag hou en dat U vir hulle die genesing sal gee wat hulle nodig het. So ook vir Christophe Malan, en Tannie Susan, Annelien en Pieter, Marina de Vos, Marinda Leroux en Marno Breed en Isak Jonker. Dankie, Here, dat dit nie maar net name is voor U nie. Dat U hulle raak sien ook in hulle siekte en dat U ook vir hulle wil aanraak. Ons bid vir Martin en vir Erna Pelser. Dankie, Here, dat ons ook kan weet, ook in hulle omstandighede, U vir hulle 'n stuk vrede gee, maar ons bid steeds, Here, dat U met hulle sal wees en ons bid dat daai omstandighede ook verlig sal word. Dankie vir Erin en vir Johan van Rooyen, Niels van Rensburg en Lucy en Russell en Joan van der Berg. Dat ons maar net weer vir hulle kan bid. Ons bid, Here, raak ook vir hulle aan, so ook vir Kobus van Sail, om Mike Mautjan, Marie Klaasen en Elsabeth Pieterse en Eben Kloppers, Linda Vermeulen, Adela Marx en Trudy Duisom. Dankie, Here, dat ons ook op U kan leun, ook vir hulle. Ja, Here, ons dankie dat U vir Letty kom aanraak en Nora Myntjies. Dankie, Here Jesus, dat U self nou sal kom en dat U ook daardie bloeddruk sal kom genees. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Ons bid dat dit sal verlaag, soos wat dit U begeerte ook is, Here Jesus. Ons gee haar ook vir U, vir Andries Pretorius, wat so sukkel met daardie voete, Here Jesus. Dat ons bid in die naam van Jesus Christus, pyn verdwyn. Ons bid genesing in die naam van Jesus Christus. Vir Leon en vir Hantie Koch, Here, daar waar Hantie weer geval het, bid ons, Here Jesus, dat sy weer sal opstaan en dat sy sal kan voortwerk, soos wat sy haar enigste begeerte is om U te dien. Ons bid ook vir Ingrid Keiwood, Here Jesus. U het haar ook by die naam geroep, U ken vir haar, en ons gee haar ook vanaand weer eens vir U. En ons dankie dat U self die een is wat ook vir haar omvou, dat U vir haar omhels, en dat U elke weg van haar bepaal. Ook vir Tannie Audrey gee ons vir U, en ons dankie, Here Jesus, dat ons ook vir haar kan bid, en ons eer U vir dit wat U ook in haar lewe kom doen, vir Nicolien Tommy. Dankie, Here Jesus, dat U ook vir haar aansien. Ons bid ook teen daardie toestand waarmee sy so worstel, Here Jesus, en kom U ook, en tree U ook asseblief daarin. Vir Anandi Oosthuizen, vir Marie en haar familietjie bid ons, Here Jesus, vir Was van 'n Merwe dra ons aan U op, en vir Willem bid ons ook, en ons dank U, Here, vir daar waar oorwinning kom, en ons dank U, omdat U die een is wat die oorwinning bring. U is die een wat oorvloed kom gee, meer as dit waarvoor ons kan bid of dink, en ons dank U nou alreeds, vir dit wat ons nie kan sien nie, maar dit wat U alreeds daar kom doen. Ons bid ook vir Christo en Hanley. Ag Here, raak ook vir hulle aan, vir oom Botti Botma.
Dankie ook vir die genesingspad wat hy stap. Ons bid vir Leni Mallet vir daardie longe, dat alles sal opklaar in die naam van Jesus Christus, want by U is dit moontlik. U raak longe aan, U genees, soos wat net U kan. En ook vir Marita, ons dankie Here, en ons eer U vir daardie pad van genesing wat ook sy stap, en vir Belinda en Daniel, ons eer U ook, Here Jesus, dat U self besig is om daar 'n stukkie genesing te bring, meer as wat ons kan bid of dink. Hester Mouton, dankie o Vader, dat U ook vir haar in die holte van die hand hou, en vir Annelie Koekemoer, Here, U is wonderbaar, U is die geneesheer, en ons eer U ook daarvoor. En ons bid dat U vir haar meer sal gee as wat sy selfs kon bid of dink, en dat U self genesing in elke omstandigheid van haar lewe bring. Vir Alet Swanepoel, Here, ons bid ook vir daardie knie wat seer het, en ons dankie Here Jesus dat U ook saam met haar hierdie pad stap. Dankie ook vir Jacques Willemans, dat hy ook deur die operasie is en dat hy besig is om aan te sterk. Ons bid sommer volkome genesing in die naam van Jesus Christus. En ons dankie vir dokters ook, Here. Dokters wat help, dokters wat raak sien, dokters wat kom en wat bereid is om net te kom dien. Vir Angelies, Here, ons bid ook daar vir haar volkome genesing en daardie knieoperasie. En vir Sonja, ons bid vir haar toekoms. U weet wat dit is. Ons bid dat U vir haar die paaie gelyk sal maak en dat U vir haar die pad sal aanwys, dat sy sal weet wanneer U sê links, dat sy soontoe sal gaan, as U sê regs, dat sy ook dit sal doen. En dan bid ons ook vir 'n vriendin wat deur 'n PET-scan moes gaan en CAT-scan vandag, Here Jesus, en ons dank, 'n CT-scan, en ons dank U o Vader, ons bid sommer nou alreeds dat U ook daar sal kom intree. Ons bid ook saam vir elke bloedtelling en dat dit ook sal verlaag. En ons bid vir Waldo, Here, en dankie, ons bid sommer nou ook dat al daardie hoë ensieme, dat dit sal verlaag en dat dit ook sal terugkeer na normaal. En ons dankie vir dokters wat U oor hom aangestel het. Ons bid dat U vir daardie dokters wysheid sal gee, dat ook die regte diagnose gemaak kan word, sodat hy ook daar sal kan uitstap en sal kan weet, maar God het my aangeraak, dat dit sy getuienis sal word, van U is 'n God wat kom genees. En ons eer U, Here, dat U ook vir hom op die regte plek geplaas het, sodat hy ook daar nou die beste behandeling kan kry. Ons bid vir vrede wat alle verstand te bowe sal gaan, vir sy ouers, vir homself en vir sy hele familie. En ons dankie, Here, dat ons om die voorreg het om ook elke een van hierdie mense op hierdie lys aan U te kan kom opdra. En Here, kom U en tree U net in, want U is groot en U is magtig en U is wonderbaar. En ons eer U vanaand alreeds, ons prys U alreeds vir dit wat ons nie kan sien nie, maar wat U alreeds besig is om te doen. En ons dankie in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Daar sê, volgende week is ons laaste keer vir die jaar. En dan sal ons weer volgende jaar hervat op hierdie moedergemeente, en dan sal ons vir julle sê waartoe skuif ons. Volgende week ons laaste keer. Dankie dat julle vanaand ingeskakel het, die wat na die tyd kyk. Ons eer die Here vir elkeen van julle. En mag die vrede van die Here met julle wees. Ja, amen. Shalom, shalom. Totsiens.